Môre geliefdes, baie welkom in die huis van die Here. Ek glo en vertrou dat vanoggend vir ons elkeen tot groot seën sal wees. Vanoggend ook 'n mooi moment gehad waar jy het nou gesien ons jongste diakenslid wat ingestap het. Hy het sy handjie buite uitgesteek en gewuif dat die klok kan lui. So leer ons hulle van kleintyd af voorreg. So sê die Here, wees stil, bedaar, erken dat ek God is. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van hom wat was, wat is, wat weer sal kom, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Liewe Here, ons raak stil voor U. Here, ons raak stil komend vanuit 'n besige week wat was. Here, en so weet ons, gaan ons ook met die dolle gejaag van hierdie wêreld in 'n besige week wat kom. Erken ons, Here, dat ons min kere stil raak. Erken ons, Here, dat stilte soms vir ons ongemaklik laat. 'n stilte wat raas. 'n stilte wat vreemd is, omdat ons so nie gewoond is daaraan nie. Vanoggend het ons gesing om stil te word. Here, met die klank van musiek nou gedemp, heers die stilte. Here, dankie dat ons juis daarin kan weet, U spreek hard en duidelik juis in ons stil word. Here, en daarom met daardie erns nader ons ook nou U woord, in stilte en eerbied, Vader, dat U deur die woord spreek. En dankie, Here, dat U steeds spreek, selfs waar dit baie besig om ons raak, waar ons gedagtes soveel kere nie tot stilstand kom nie, dat U steeds spreek. Want Here, so besef ons, as dit van ons moes afhang, dat ons sal hoor en luister na U woord, sal ons dit mis. Besef ons U Gees, Here, wat nou intree. Die woord sentraal, raak ons stil. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Johannes. Johannes 12, daarvan verse 1 tot 8, hou ek aan u voor. In die 1983 vertaling, as jy hom lees, kan jy hom vind in die Nuwe Testament by bladsy 140, Johannes 12, verse 1 tot 8. Opskrif daar is, Jesus word in Betanië met nardesolie gesalf. Ek hou vir u voor. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gegaan, waar Lazarus, wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis.
die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die pasgelese gedeelte speel af in die dorpie met die naam Betanië. Dit is die dorpie waar Lazarus en sy twee susters, Martha en Maria, gewoon het. Dit is die einste dorpie, as jy na die vorige hoofstuk sal kyk, waar Jesus vir Lazarus uit die dood uit laat opstaan het, is by hierdie dorpie Betanië. Is ook die einste dorpie waar daar besluit is as gevolg van hierdie wonderwerk van Jesus deur die skrifgeleerdes en fariseërs dat hulle vir Jesus om die lewe moet bring, want die mense wou hom met geweld koning maak nadat hulle gesien het wat hierdie man kan doen, om iemand uit die dood uit te laat opstaan en is by Betanië waar die fariseërs, skrifgeleerdes besef het, hierdie man gaan vir ons probleme veroorsaak. Betanië, geliefdes, in daardie geval is dus merkwaardig, het staan nogals uit. En in dieselfde opstig kry ons weer melding van Betanië, is dit die dorpie waar, soos hulle op pad is na Jerusalem toe, na die Paasfees wat op hande is, om die draai, waar ons weet eindelik is dit waar Jesus gevange geneem sou wees, gekruisig sou word, begrawe sou wees, is dit by Betanië in hulle op pad wees waar hulle nou aandoen, rus. En dis by hierdie dorpie Betanië waar hulle vir Jesus 'n ete gee. Jesus is die eregas aan hierdie tafel. Geliefdes, uit die ander evangelies kan ons aflei dat dit by die huis is van 'n man met die naam Simon. Ons het dit nie hier gelees nie, die ander evangelies sê vir ons, soos hulle ook melding maak daarvan, dis by Simon se huis in Betanië waar hierdie ete vir Jesus gegee is, waar Jesus die eregas dan nou aan tafel is. Is hierdie Simon wie Jesus vroeër, sê die ander evangelies lees ons dit, het hy vir hom van sy melaatsheid genees. Aan hierdie tafel wat verder teenwoordig is dan nou Lazarus. Hy was daar. Lazarus is die een wat Jesus pas in die vorige hoofstuk opgewek het. Hy sit aan hierdie tafel waar Jesus die eregas is. So, hulle bring hulde aan Jesus. Dit is 'n stuk feesviering oor die werk wat Jesus doen. So dis passend, Lazarus is daar. En dan, soos pas gesê, Simon is daar. Jesus wat hom van sy melaatsheid genees het. En dan Martha en Maria, uit die aard van die saak is ook teenwoordig by hierdie feesmaal. Goed, uit die Mediterrane samelewing weet ons ook dat vroue nie noodwendig aan die tafel gesit het nie, maar hulle was deel van hierdie ete gewees. En dan ook kan ons onsself dit voorstel, ons kan hierdie aanname maak natuurlik dat die disippels ook daar sou wees. Hulle was dan op die pad saam met Jesus, so om te dink dat hulle nie deel van hierdie ete sal wees nie, is nie geldig nie. Hulle was daar, want ons lei ook af, en so lees ons van Judas Iskariot wat 'n opmerking maak oor iets. So dit is die wat teenwoordig is. Die disipelkring, hulle self het beleef die wonderwerke wat Jesus gedoen het. So hulle is deel van hierdie feesviering van Christus waar hy die eregas aan tafel is. Saam op pad na die Paasfees. Ons het al voorheen dit gehoor, die lewe in die Mediterrane wêreld sou wees dat voor jy aangesit het om te eet, sou jy jou voete moes gewas het. Dit was 'n slaafse werk wat ander mense se voete sou was. Maar spesifiek tot ons gedeelte, hierdie melding van Jesus as die eregas, was daar nog verdere gebruik, geliefdes, dat die eregas, soos hoe ons dalk sal kan dink, die belangrikste een wat nou genooi is aan die tafel, sou ook gesalf gewees word. Sy kop in besonder sou gesalf wees. En ons weet dit uit 'n baie bekende teks,
in die Ou Testament, uit Psalm 23. Hierdie gebruik dat die eregas se hoof gesalf sal wees. Maar eintlik die salwing sou wees in daardie tyd is met 'n paar druppels van een of ander welriekende olie. Psalm 23, die 33 vertaling lees dit soos volg: U maak my hoof vet met olie. Die 1983 vertaling vertaal dit met: U ontvang my, hoe? Soos 'n eregas. Want is presies, die vertalers in die 83 vertaling het dit baie raak vertaal deur te sê, 'n gebruik wat ons nie ken nie, as jy iemand se hoof sou salf, beteken dit hulle is die belangrike persoon aan tafel. Hulle is die eregas. Tydens hierdie ete is Maria Magdalena die een wat opstaan. Sy is die een wat hierdie werk gaan begin doen. In die geselskap is sy sekerlik dan nou geag, of het sy geweet, sy bekleed die laagste sosiale rang. Sy is die een wat Jesus dan nou as eregas gaan salf, soos dit nou die gebruik in hulle kultuur is. Maar dan vind ons 'n paar vreemdhede in hierdie teks. Nommer 1, hierdie teks beskryf haar oordadigheid. Sy doen te veel, as het ware. Die gebruik van die tyd het gelees en so het hulle gelewe. Aan die tafel word die eregas se hoof met 'n paar druppels olie gesalf. Wat doen Maria Magdalena, geliefdes? Sy neem 'n fles baie duur nardusolie. Sy breek dit oop, die seël, en is nie sprake van enige paar druppels nie, is 'n half liter wat sy oor Jesus se voete uitgiet. Nardusolie was inheems aan Indië. So vanuit die ooste het hierdie olie gekom. Jy kan jouself indink, in Israel sal dit dan bitter skaars wees. En dit moes verseël gebly het, anders het dit ook maar mettertyd verdamp. So jy het die seël gebreek en dan moes jy iets met hierdie olie doen. Sy breek die seël en sy giet dit oor Jesus se voete uit, en dat ons weet is baie duur, kom Judas en hy gee 'n waarde wat hierdie olie werd is. Volgens Judas sê hy 300 silwer muntstukke. Nou geliefdes, om jy dalk net meer perspektief te gee, want wat beteken 300 silwer muntstukke nou vir ons? In die Bybelse tyd was 300 silwer muntstukke ekwivalent aan wat jy as 'n arbeider, wat ons almal sou wees, ons in daai ons voete in daai skoene te plaas, sou almal arbeiders wees, is die inkomste wat jy in 'n jaar sou verdien. 300 silwer muntstukke. Dit is wat daardie nardusolie werd was. 'n jaar se salaris. So dink jouself dit nou in. Iemand aan tafel het 'n gebruik, doen iets in oordadigheid wat ekwivalent aan jou jaar se salaris kos. Ek dink, geliefdes, ons moet dalk net vir 'n oomblik dit oorweeg, dat ons saam met Judas sou stem. Dat ons sou sê, maar dis oordadig. Ons moet waak op hierdie stadium om die teks in terugskoue te lees. Ons weet wat gebeur, ons ken die uiteinde daarvan. Maar op hierdie stadium, stel jou voor, het gebeur vir die eerste keer, jy sien dit, ek sou ten minste gesê het, dis geldmors. Ons kan hierdie geld beter toewend. Dit is nie net 'n paar druppels nie, dit is die hele half liter. Judas wat sê, vermorsing. Gee die geld aan die armes. Ek dink ons kan sy ergernis, geliefdes, verstaan. Want hy begrond eintlik sy argument op 'n baie goeie teologiese fondasie. Die barmhartigheid om te gee aan ander. Maar dan wat die skrywer van die teks alreeds vir ons doen is, om vir ons tussen die lyne alreeds aan te dui is, moenie veel notisie neem van hierdie skynbare vroom argument van Judas nie. Dan word aan ons vertel, hy het die beursie gedra, hy het die bydraes geneem vir homself. So, hy was nie regtig besorg oor die armes nie, alhoewel hy dit hardop gesê het, dat almal aan die tafel dit kan hoor, maar dis nie waaroor dit gegaan het nie. Hy wou homself eintlik verryk het in
daardie opsig. Maar dan baie belangrik, en dit moet ons raak sien, is vooruit weet ons mos, vir hoeveel silwermuntstukke sou Judas Iskariot later vir Jesus verraai? 30. En dit is nie toevallig, geliefdes, dat hierdie melding van 30, 300, 'n tiende daarvan, hierdie Judas Iskariot wat so afgaan aan die tafel en 'n groot ding daarvan maak, die groot vermorsing, sou die Here vir 'n tiende, baie minder, later verraai het. So die skrywer wil alreeds vir ons wys, hier lê iets anders in. Want teenoor Judas Iskariot staan die persoon van Maria Magdalena. Maria, geliefdes, wat ons op hierdie stadium sal sê, maar dit is bietjie impulsief om net sommer dit te doen. Dis oordadig, dis te veel, mens doen dit nie. Ja, ons sien jou hart raak, maar dit kon anders hanteer gewees het. Maar geliefdes, as ons dan nou praat oor haar hart en haar vreugde, is dit dalk juist wat sy doen. Sy het dit dalk nie verstaan op daai oomblik self nie. Sy is oorstelp in dankbaarheid en in vreugde, dat sy die naaste besitting wat vir haar die meeste werd is, haar fles nardesolie, dit giet sy oor die Here se voete uit. Hierdie geskenk was sekerlik vir haar van haar pa gegee met die oog op haar troue. Sy is nog nie getroud op daardie stadium nie. So dis ook 'n trougeskenk. Dis in daardie tyd is waardevol. Sy gee die kosbaarste besitting. En dan doen sy, afgesien van die oordadigheid, die te veel, doen sy anders as die gebruik van die tyd. Sy salf nie Jesus se hoof nie, sy salf sy voete. Want sy besef in haar dankbaarheid, hierdie hart wat oorloop, soos hierdie nardesolie vloei, ek is nie waardig om my Here se hoof te salf nie. Sy doen maar die slawewerk. Was as ware sy voete, nie met water nie, maar die mees oordadige wat jy kan kry, was dit met hierdie duur olie. Dis wat sy doen. Dis wat ter nederigheid sy eintlik inneem in die proses. En sy maak nie vir haar saak, geliefdes, wat die mense van haar sê nie, want op die koop toe nog verder doen sy iets nog wat in daardie tyd absoluut buite die kwessie is vir 'n vrou om te doen. Sy maak haar hare los. In die Bybelse tyd mag 'n vrou nie met ontblote hare in die publiek gestap het nie. Ek dink dis dalk een van die tekste 50, 60 jaar terug in ons eie kerktradisie wat nog aangedui het dat vroue met hoede kerk toe moet kom. Ons weet nou, ons lees daardie teks anders, want dit vertel meer van hulle kultuur. Maar ons moet daardie kultuur verstaan. Want wat Maria Magdalena hier doen is, sy maak haar hare los voor die disippels, voor die aanskoue van ander manspersone, en in daardie tyd het dit beteken, 'n vrou wat haar hare so losgedra het, was straatvrou gewees. Dis wat dit gesê het. Maar sy gee nie om wat die mense van haar sê nie. Sy droog haar Here se voete af met haar hare. Met haar duurste besitting wat sy in die hand het, dit gebruik sy, en wat sy ook al het om dit af te droog, is maar net haarself en haar hare. Sy gee as ware haar alles. Maak nie saak wat hierdie disipelkring van haar sê nie, en jy kan hoor hierdie gemor eintlik intussen, terwyl sy dit gedoen het. Ons lees nogals te vinnig oor hierdie teks. Dit is eintlik radikaal vir die tyd gewees. En dan aan die ander kant, hierdie opmerking van Judas, wat die kwantiteit sien wat oor Jesus se voete vloei. Hy reken nie die kwaliteit van haar hart wat oorloop nie. Eintlik wat ons hier vind is Judas teenoor Maria Magdalena. Judas sien die kwantiteit, die hoeveelheid kinders, maar Maria Magdalena sien die kwaliteit, die gehalte
van hierdie hart wat nie anders kan nie as om haar Here te dien. En, soos parfuum doen, deurtrek dit hierdie hele vertrek. En op dit, die teenvoeter, die kontras as ware hierdie aanmerking van Judas aan die ander kant wat eintlik onwelriekend nog ook in die lug hang, teen hierdie geur van nardesolie in die lug. Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Geliefdes, is 'n vraag wat almal tot swye bring. Niemand sê iets nie. Almal bly stil. Want iets het nou gebeur, dis mooi, maar hier kom 'n persoon van die kant af en maak dit wat dit nie is nie. 'n Mens sou nogals verwag dat 'n paar mense iets moet sê daarop. Dat 'n paar mense iets van haar hart, haar dankbaarheid, hierdie oorvloei van emosie moes verstaan het. In retrospek sou ons daar wees met wat ons weet. Sou ons vir Lazarus eintlik wou nader trek en sê, Lazarus, gaan jy niks sê nie? Het die Here nie vir jou in die vorige hoofstuk, verlede week, uit die dood uit opgewek nie? Verstaan jy nie hierdie dankbaarheid nie, Lazarus? Of jy sou wil draai na Simon toe en sê, maar Simon, jy was melaats, ongeneeslike siekte van die tyd. Simon, gaan jy nie iets sê nie? Sien jy nie haar hart raak nie? Gaan jy stil bly, Simon? Of ons wil dalk die ander sussie nader trek en sê, Martha, wat van jou? Jy het ook saam met Maria gehuil. Jy het ook gesien hoe jou broer uit die dood uit opgewek is. Gaan jy stil bly? Of die disipelkring, geliefdes, in geheel, hulle wat tree vir tree die pad saam met Jesus gestap het, wonderwerke op wonderwerke gesien het, en hulle sê niks nie. Swye. En dan is dit Jesus wat haar red. Jesus wat hierdie situasie as ware red. Geliefdes, want hulle swye dui eintlik aan dat hulle saamstem. Dis nie net Judas wat die verkeerde gesê het nie, die swye van almal daar beaam wat Judas sê. In soveel woorde, Maria Magdalena het nou weer te ver gegaan. Sy het nou weer te veel gedoen. Hulle beaam dit. En dat dit Jesus moet wees, die eregas wat hier tot woord kom en sê, maar sy salf my eintlik nou vir my begrafnis. Ja, ons is nog op pad. Ons is nog nie in Jerusalem nie, ons is nou in Betanië. Die kruis gaan volg, die lydingspad gaan volg, my sterwe moet nog volg, my begrafnis gaan volg, sy salf my vir my begrafnis. Wat Jesus hier doen is, geliefdes, hy gee eintlik 'n teenargument op hierdie skynbare vrome teologiese stelling wat Judas gemaak het. Neutraliseer Jesus dit en sê, maar sy doen goed. En moenie haar hart miskyk nie. Jesus wat vir hulle eintlik sê, moenie die armes gebruik as 'n verskoning om Maria se goedheid af te praat nie. Haar optrede af te kraak as het ware, want dis wat hulle gedoen het. Sy is klaar in hierdie posisie van nederigheid. Eintlik, dit grens, geliefdes, aan vernedering. En op die koop toe nog daardie reaksie wat sy terugkry. Moenie die armes gebruik as 'n verskoning, disippels, vir julle halfhartigheid nie. Maria het meer gedoen as wat al julle swayendes gedoen het. Sy het haar hart uitgestort. Nou geliefdes, myns insiens is hier, dink 'n baie sterk saak te voer dat hierdie melding van die voorbereiding op die salwing wat dui op Jesus se begrafnis sê baie meer. Dit
vertel van die kruis wat nog sal kom. Die lydingspad het eintlik nog nie aangebreek vir Christus nie. Die kruis, die sterwe, opstanding het nog nie gebeur nie. Maar wat ons in die optrede, en dit is baie belangrik, van Maria Magdalena hier in hierdie teks sien, geliefdes, wys vooruit na die veel groter passie van God vir die mens. Ek sê weer, hierdie handeling is as ware profeties wat vooruit wys na die veel groter passie van God vir die mens. Kom ek stel dit meer persoonlik. Jy is gedoop. Ons het nou die voorreg ook in ons eie gemeente geleedere dat ons 'n tyd inbeweeg waar ons aan hierdie sakrament baie herinner gaan word. Baie aan die doop herinner moet word. In hierdie opsig weet ons is gedoop en toe ons gedoop is, geliefdes, het daar 'n paar druppels water op ons kop geval. God se passie vir die mens kan ons hiermee vergelyk, was nie eintlik maar net 'n paar druppels nardesolie nie. Hierdie goedheid van die Here vir die mens was veel meer. Dit was nie so goedkoop, die doop nie. Hy het sy liggaam gebreek. Sy bloed het gevloei en die mens vrygemaak. Dit is 'n pragtige beeld eintlik, hoe ons daarby uitkom, die fles wat vergelyk word met die liggaam van die Here, die fles wat gebreek is, die Here se liggaam wat gebreek is. En skielik, ja, die nardesolie was baie duur, maar skielik met dit in ag genome, as ons Christus se opoffering en sy bloed wat gevloei het, as ons dit met die nardesolie moet vergelyk, dan is dit baie goedkoop, die nardesolie. By ons doop, wat tekenend is die Here wat ons salf, sy bloed wat ons vrykoop. En dit pas eintlik so mooi by Psalm 23. As ons in hierdie tyd nog die dope sien gebeur, geliefdes, dat ons Psalm 23 se, U salf my hoof met olie, U ontvang my soos 'n eregas, vertaal ons dit in die doop deur as die Here wat ons salf met sy bloed, ons kinders, die genade daarvan. Ons is weer by hierdie welriekendheid van die nardesolie, en ons vergelyk dit, selfs ons verlossing, hierdie welkome geur wat dit bring, vergelyk ons met ons eie lewe. En die realiteit van ons eie lewe, dan sal ons sê, maar dit mag waar wees. Maar ek het in my lewe te doen ook maar met die reuk van dood, van hopeloosheid, van hartseer, van verlange, te neergedruktheid. Geliefdes, ons kan mekaar lank besig hou. Gesondheidsprobleme, verlies, wat dit ook al mag wees, kan ons tipeer as die reuk van die dood. En wat maak ons met dit, en wat ons pas gehoor het van hierdie welkome reuk van die evangelie, van Christus self? En hoor ons vanoggend opnuut, ja, dit is in ons lewe teenwoordig. En ons praat dit nie weg nie. Dis geen voorspoedsteologie wat ons verkondig en sê in hierdie lewe gaan dit net rooskleurig wees en so ryk nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar wat ons ook vir mekaar sê en wat die woord dit duidelik deurskemer is, Christus, die reuk wat die evangelie bring, oorskadu die reuk van die doodsheid. Geliefdes, hoor die hoop daarin. Is veel beter geur, lieflik as die nardesolie nog daardie dag. Dis Christus se bloed. En in hierdie tyd, die lydingstyd, geliefdes, beweeg ons juis
nader en raak ons bewus van Christus se bloed wat gevloei het. En dan sê ons vir mekaar, is dit nie so goedkoop, selfs soos nardesolie nie. En nardesolie was duur. Besef ons net die diepte en die wyte en die hoogte van Christus se liefde vir die mens. Geliefdes, kan ons nie anders nie as om Maria Magdalena se voorbeeld na te volg in dankbaarheid. Met wat ons in ons hand het, ons lewe net gewoon te gee. Ons alles. En ja, maak nie saak wat die mense daar buite sê nie. Die Here sien ons hart. Dis die evangelie. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, in die Gees kniel ons ook, Here, voor U voete, soos Maria Magdalena daardie dag. Ons bied ons lewe vir U, Here. Here, ons het hierdie teks soveel kere in ons lewe gelees asof dit die mens is wat laag neerbuig voor die Godheid, maar ons ook besef is wat U skynbaar gedoen het is God wat die mens kom salf het. Dit is die volmaakte voorbeeld. Here, nie gesalf het met duur nardesolie nie, nie so goedkoop nie. Gesalf het met U bloed. En Here, leef ons dit uit in ons doop. En daarom verhinder ons nie, Here, ons kinders nie. In ons gemeente, Here, dank ons U ook vir hierdie fase waar ons gaan. Ons fokus op ons kinders. Here, dankie. Dankie vir daardie groei en lewe in oorvloed. U bloed wat ons herinner aan die duurste prys. Besef ons ook, Here, U het self die disippels se voete gewas, maar die dieptepunt hier gesalf met U bloed. Help ons, Here, om dit uit te leef, ons eie te maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle ten volle vervul word met die volheid van God. Amen.